Die Universiteit van die Vrystaat se mediese fakulteit het gister sy nuwe eenheid bekendgestel, waar studente se vaardighede met behulp van rubber-pasiëntpoppe geslyp word. Ek dink dit is baie goed dat die studente kan oefen op 'n pop, maar in 'n omgewing wat lyk soos 'n hospitaal, sodat hulle blootgestel word aan hoe dit in die realiteit gaan wees. You can really simulate any condition. He has got drug recognition, and that means that you can inject him medication and he can react to that medication like a patient would. Die poppe se toestand word elektronies beheer sodat dosente verskeie uitdagings aan studente kan stel. Ek sal uit die scenario uit veronderstel hulle moet leer van 'n spesifieke tipe hartmurmur of 'n tipe longkondisie. Dan kan ek uit 'n tegniese oogpunt uit programmeer en sê jy moet hierdie longklank hê of hierdie hartritme hê en dan simuleer ons dit. Al wat jy doen is jy vervang die buik, dan kan jy keisersnit op die baba doen. So dan hoef jy nie, dan is dit nou nie 'n normale bevalling nie. Dis kunsbloed. So jy meng dit en dan sit mense dit hier in. En dit is nou byvoorbeeld na die geboorte, as die baarmoeder nie mooi saamtrek nie, dan sit jy dit in. En as jy hier druk, dan kom hierdie stolselsbloed regtig uit. Can you make a scream? As jy nou die baba ventileer, dan kan jy die longetjies sien dat jy dit effektief doen. Beweeg. En dan kan 'n mens ook hartmassering doen. It's very effective for us because at a hospital, if a patient arrives and he actually has a problem, we are not going to try to learn first. So it's easier to learn now so that when we get to the hospital, we actually know what to do. Because if something happens at the hospital and you have no clue, you cannot learn on the patient when he's dying.